Die skriflesing kom uit Hebreërs hoofstuk 12. Jy kan maar enige Bybelvertaling neem, hier en daar so 'n klein woordjie verskil. Hebreërs 12, ek lees die eerste 3 verse en dan vers 12 en 13. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vers 12 en 13. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie mag swik nie, maar sterk word. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook doen. Immers die Here sê self, my woord wat uit my mond uitgaan, sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit uitgestuur het. Voor die prediking, kom ons sing nou as gebed saam Onse Vader. Atletiek soos ons dit ken in die westerse wêreld het daar in Griekland begin. Dit was 'n geweldige belangrike sport vir hulle. Daarom het hulle ook eintlik sommer geoefen vir hulle militêre diens. Nou daar was 4 groot
byeenkomste in Ou Griekland, waarvan die Olimpiese spele natuurlik die grootste was. Dit is so 'n ou klein dorpie daar in die suide van Griekland, met die naam van Olympia, en dit is waar die Olimpiese spele vandaan kom. Nou die moderne Olimpiese spele is in die jaar 1896 weer ingestel as die grootste wêreld atletiekspele. Nou, die atletiek was so gewild in Griekeland, dat as 'n ouetjie in een of ander dorp gewen het, dan het hulle hom met 'n triomftog in die dorp ingelei, daar's lofliedere vir hom gesing, hy het baie persente gekry. Baie soos wat ons sokker en rugby spanne vandag in 'n oop bus in die strate rondry as ons die wêreldbeker wen. So oud al is die lof wat aan atlete wat gewen het gebring. En so belangrik is atletiek, dat dit ook in die Nuwe Testament genoem word. Paulus praat 4 keer daarvan, of althans in 4 van sy briewe, gebruik Paulus die gedagte van atletiek. Daarmee wil hy gelowiges voorstel as God se atlete. Paulus wil veral beklemtoon dat die Christen doelgerig en volhardend met volle uithou vermoë tot op die laaste wil hardloop. Ook Hebreërs 12, wat ons net nou gelees het, het hulle gehoor praat van 'n atletiekwedstryd. En ook vir die Hebreërs gaan dit daaroor dat ons nie sal geestelik moeg word nie, dat ons sal volhard in die geloof en dat ons nie langs die lewenspad sal uitsaak nie. Nou hieruit kan ons aflei, kinders, dat die Bybel bedoel met atletiek ons lewe op aarde. Dit is 'n geestelike wedstryd wat bedoel word. Nou nie 'n regte een daar buite nie, maar ons is soos God se atlete wat hardloop vir God. Ons moet onsself sien dan as sy atlete, en omdat ons in Christus geloof, het hy ons ingedeel in God se atletiekspan. Ons hardloop dus vir God. Dit beteken maar net eenvoudig, ons lewe elke dag tot eer van die Here. Paulus gebruik maar net die figuur van 'n atleet in die Hebreërs ook, om vir ons aan te moedig, dat ons elke dag al ons kragte sal inspann, om vir die Here te lewe. Soos wat atlete elke keer al hulle kragte inspann om daar te. Nou, as ons nou na Hebreërs 12 kyk, sal ons sien daar's 4 goed wat deel is van atletiekwedstryd, en ons almal weet dit. Ons ken dit uit ons eie lewe uit. Daar is eerstens die atlete en die resies wat hulle hardloop. Daar is tweedens die wenpaal en die prys wat jy gaan kry. Derdens is daar die skares, die toeskouers. En laastens is daar die afrigter en die leier van die atletiekspan. So ons het nou gehoor dat Paulus in Hebreërs sê, almal wat in Jesus glo en aan hom behoort, jonk en oud, kind of groot mens, almal van ons, selfs almal van ons wat vanmôre in hierdie kerk sit, is God se atlete. Maar nou weet ons dat 'n regte atleet is nie almal in almal se kraal nie. Nie almal van ons is atlete gewees nie. Dit vra talent. Maar wat baie belangrik is vir my, vir 'n atleet, is dat hy moet geoefend wees. Hy moet fiks wees. Hy moet gereed wees vir die wedstryd waarvoor hy hardloop. In Ou Griekland moes hulle 'n eed aflê, die atlete, dat hulle ten minste vir 10 maande geoefen het om van al die gewig ontslae te raak, dat hulle weer fiks is. Maar luister wat sê hoofstuk 12 nou hier vir die atleet. Hy sê, as God se atleet, laat ons elke las van ons afgooi. Het julle 'n atleet gesien wat op die baan kom hardloop? Hy het 'n groot bakasie op sy rug. Nee, hy het sondagsklere aan. Hy het 'n pyp in die mond. Hy het stewels aan. Hy het 'n visstok in sy hand. Hy het skoolklere aan.
gaan daardie atleet ooit kan wen. Nee, almal sal vir hom lag. Niemand hardloop so nie, geen atleet nie. En net so wil die skrywer hier vir ons sê, as gelowiges moet ons van alles ontslae raak, wat ons keer dat ons vir God kan hardloop, dat ons vir God kan leef, dat ons vir God kan dien met ons lewe. Ek kan nie vir julle sê, wat daar in julle harte is, in julle lewe is, wat vir julle 'n struikelblok is, hoekom julle nie vir God voluit kan leef nie. Wat keer dat ons elke dag tot eer van die Here leef en eintlik hardloop nie. Maar wat belangrik is, wat dit ook al by julle is, of by my is, raak daarvan ontslae. Gooi elke las van jou af. Maar wat dit ook al by julle is, of by my is, daar's een ding wat ons almal raak. Daar's een las, daar's een struikelblok, daar's een hindernis in ons pad om vir God voluit te hardloop. En dit is die sondelas. Laat ons elke las afgooi, skryf hy, veral die sonde wat ons so maklik omring en verstrik. Kinders, verkeerde en slegte dinge het die neiging om maklik soos klitsgras aan jou te kom vassit. En weet julle wat is klitsgras nie? Jy sit ure om daai goedjies uit die trui of uit die broek of wat ook al uit te kry. So gevaarlik is die sonde. As hy eers aan jou vasklip, wil hy nie losgaan nie. Hy hou daarvan. Maar ek wil vir julle 'n baie mooi voorbeeld gee. Psalm 1 begin so, hy sê, julle moet nie loop of wandel volgens die praatjies van slegte mense nie. Julle moet nie gaan staan volgens die raad van goddelose en sondaars nie. Julle moet nie gaan sit in die kring van die spotters nie. Sien julle wat gebeur met sonde? Jy loop, dan gaan staan jy, net nou sit jy. So maklik word jy vasgevang. Jy luister na iets wat nie goed is nie. Dit raak vir jou lekker om dit te doen of te sê, en voor jy jou kan kry, is jy vasgevang daarin. Loop, staan en sit. Dit is wat die sonde met jou doen. As ons eers begin eksperimenteer met die sonde, gaan hy ons brand soos vuur, wat jy mee speel. Hoeveel mense en hoeveel kinders eksperimenteer met verdowingsmiddels? Hulle hoor, dit is nogal nie sleg nie. En hulle probeer dit, en dan is dit verby. Dit is wat verkeerde en slegte dinge met jou maak. Ons kan nie vir God hardloop, as ons nie fiks is nie, as ons nie geoefend is nie. En die sonde keer dat jy kan fiks word. Hy wil nie hê dat jy hardloop nie. Hy hou jou terug. Daarom moet ons eintlik elke dag kinders sê, Here, ek is u atleet. Leer my om vandag voluit te hardloop en al die slegte dinge in my lewe prys te gee. Ons moet met volharding hardloop. Daar mag niks wees wat ons van God af weerhou nie. Dan is ons nie sy atlete nie. Tweedens, die preek nie te lank wees vir die kinders nie, so ek gaan vinnig na die tweede een toe. Dit is die wenpaal en die prys. Nou ek gaan nou eers vir die kinders iets sê, en net nou gaan ek vir hulle weer sê op 'n ander manier. Julle moet verstaan dat die wenpaal is die einde van ons lewe. En die prys is die ewige lewe. Ek gaan net nou weer daaroor iets sê. Iets belangriks daaroor sê. Maar vir eers die wenpaal. Die wenpaal waar die prys vir ons wag, moet ons soos 'n magneet ons aantrek. Ons moet al ons kragte inspann om die wenpaal eendag te kan bereik. Soos wat atlete al hulle krag inspann.
Kyk maar 'n bietjie wanneer atlete hardloop, die armspiere, die nekspiere, die beenspiere, die gesigspiere, alles vertrek in daai spanning net om by die wenpaal uit te kom en klaar te maak. Die einde van vers 6 sê, ons moet nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan sê hy ook verder in vers 12 en 13, versterk daarom julle slap hande en jou lam knieë en hardloop op die regte baan vir God. Nou aan die einde van die preek, die heel laaste aan die preek, gaan ek vir julle sê, hoe gaan ons daai lam knieë regkry om voluit te kan hardloop vir God. Nou wil ek 'n bietjie na Paulus toe kom. Paulus was een van God se groot atlete. Hy skryf 'n paar pragtige goed oor atletiek. So kom ons luister mooi daarna, want hy sê vir ons in daai verse, hoe moet ons vir God leef? So die eerste een, gaan dit stadig lees, dat julle kan hoor, mooi kan inneem. Weet julle nie dat atlete, wat in 'n stadion hardloop, en aan die wedloop deelneem, almal hardloop, maar net een kry die prys. Hardloop dan so dat die hele dit ontvang. En dan sê hy van homself, ek hardloop daarom so dat ek nooit verniet hardloop nie. Sy tweede teks lui so. Hy sê, een ding doen ek vergeet die dinge wat agter my is, en strek my uit na wat voor lê. Het julle gesien dat atlete so hardloop? Hulle hardloop so. Hulle kyk vorentoe. Hulle kyk nie agtertoe nie. Daarom sê Paulus, ek beer voort na die wenstreep, om in Christus die prys te kry. Ek beer voort na die wenstreep. En dan aan die einde van sy lewe, toe hy al begin oud word, beskryf hy hierdie woorde vir jong Timoteus. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behaal. Sien, die lewe is die wedloop van geloof. Dis wat ons lewe is. En nou wag daar vir my die prys wat God my sal gee. Nou terwyl daar in 'n gewone atletiekwedstryd net een wenner is dit nie so in God se atletiekspan nie. Elkeen wat oor die wenstreep kom, gee God die wenprys. Ontvang ons dit van God af. Net soos die wenpaal en die prys wat ek nou ook met julle wil praat. Ek wil julle nou nie bang maak, kinders nie, maar ek moet dit met julle sê. Ek het gesê, die wenpaal is die einde van ons lewe. Die prys is die ewige lewe. Nou as 'n mens 'n kind is, dan dink jy dikwels, of dat ek liewer sê, dan dink jy gewoonlik nie aan die einde van jou lewe nie. Dit lê daar ver vir jou voor. Julle moet nie dink dat net ou mense doodgaan nie. Daar gaan elke dag in die wêreld talle kinders en jong mense dood. Julle moet dit weet. Dis nie om julle bang te praat nie. Ek sê nie julle moet nou heeldag top oor julle einde nie. Maar julle moet weet as kind van die Here, ek kan enige dag by die wenpaal kom. En dan moet ek reg wees vir God. Goed. Ek gaan nou na die toeskouers, die skares. En ons weet mos kinders dat geen wedstryd is lekkers daar nie skares of toeskouers is nie. Daai mense klap vir ons, hulle moedig ons aan, hulle juig as ons wen of ons iets goeds doen. En ons skep sommer moed die atlete as mens aangemoedig word deur skares. Maar wie is hierdie skares? Waar gaan ons nou hierdie skares kry? Ons moet nou mooi dink, wat dink julle wie is die skares? Wel, daarvoor moet ek nou hoofstuk 11 toe gaan. Hoofstuk 11 is 'n lang lys van geloofshelde wat in die Ou Testament geleef het. Dit was mense wat die wedloop reeds voltooi het. Hulle is reeds dood, hulle het reeds gesterf. Daarom sê hoofstuk 11 van 2, hy sê, omdat hulle geglo het, is daar oor die ou mense van die Ou Testament met soveel lof gepraat. Ons ken hulle almal. As ons die Bybel lees, as ons studie maak van die Bybel, in julle verbondsonderrig leer julle van hierdie mense almal. Abel, Noag,
Abraham, Isak, Jakob, Sarah, vroue atleet, Josef, Moses, Rahab, nog 'n vroue atleet, Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel. Hulle was almal God se atlete in die Ou Testament. En hulle lewe was gekenmerk daarin dat hulle God geglo het en God vertrou het, wat hulle geroep het om in sy span deel te neem. En hulle het volhard, hulle het die geloof behou, hulle het die wenstreep oorgekom, hulle het die prys gekry en die prys was die ewige lewe. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek hulle het die ewige lewe gekry? Nou, die Bybel sê vir ons daar is 'n ewige lewe. Maar ek gaan vir julle iets wys hoe ek dit weet. Moses en Elia was ook twee geloofshelde. Kom ons sê geloofsatlete in die Ou Testament. Hulle het die ewige lewe gekry, is dit so, is dit waar? Onthou julle kinders dat Jesus eendag met 'n berg opgeklim het, saam met sy disippels. En daar het 'n wolk oor die berg gekom. En wie was daar by Jesus? Moses en Elia. Hulle was nie spooke nie. Hulle was mense wat die ewige lewe reeds as prys gekry het. En hulle het na Jesus toe gekom om met hom te praat. En daar het God ook sy stem gesê, luister na Jesus. So, die skares, die geloofshelde van die Ou Testament, is nog steeds daar vir ons. As ons ons Bybel lees, om te kyk, Job, Dawid of al daai mense, hoe het hulle in die Here geleef, vir die Here geleef, dit inspireer ook my om vol te hou. Nou al hierdie geloofshelde inspireer ons. Hy sê daar, terwyl ons so groot skare van geloofshelde rondom ons het, laat ons hardloop. Laat ons hardloop. Kom ons doen wat hulle gedoen het. Maar ons kan ook hier by al die ander geloofshelde vat, van Christus af tot vandag. Is daar dalk 'n oupa en 'n ouma wat vir julle iewers in julle lewe gewys het hoe mens 'n atleet vir God is, hoe mens in God glo, hoe jy vir God lewe. Timotheus is 'n jong man. Julle ken mos Timotheus. Hy het saam met Paulus rondgery. Paulus sê vir Timotheus, Timotheus, ek sien dat daar in jou jong hart dieselfde geloof is as wat in jou ouma en in jou ma was. Sien hoe belangrik is ook jou ouma, jou oupa, jou ma, jou pa, mense wat vir julle wys hoe belangrik dit is om vir God te lewe. Van die mense is al dood, van ons ouer mense se ouers is al dood, ouma en oupa is al dood, maar ons weet dat dit so 'n lewe vir God gelei dat dit vir ons inspireer om aan te gaan daarmee. Goed, die preek moet nou kort raak vir die kinders, so ek gaan by die laaste ding kom. En dit is die afrigter. Nou wie is die afrigter? Ons dink 'n bietjie, wie is ons afrigter? Ek gaan dit lees. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die einde van ons geloof. So kom ek stel dit vir julle so. Dit is Jesus wat geloof in julle hart plant. Hy is die begin van julle loopbaan as God se atleet. En hy is die volëinde van ons geloof. Hy gaan met ons klaarmaak. Hy gaan vir ons vat tot by die einde van ons lewe. Sofie bang te wees daaroor. Hy gaan vir ons vat tot by die einde. Net soos wat atlete agslaan op die afrigter. En die afrigter hulle oefen en hulle afrig. Net so het ons as God se atlete Jesus as ons afrigter. En Jesus gebruik 'n wonderlike manier, ek gaan by die laaste een weer kom, maar nou is 'n wonderlike manier om vir ons af te rig. Hy doen dit deur sy gees in ons lewe. Nou, hoe is die gees in ons harte? Ek weet, dit is moeilik om dit vir julle verduidelik. Teologies daaroor skryf en praat, maar baie maklik. Sê nou maar jy wil iets doen, of jy wil iets sê, en jy begin voel, maar dis nie die regte ding. Jou gewete pla jou so 'n bietjie. Dit wat ek nou wil doen, dit wat ek nou wil sê, daar is iets verkeerd daarmee. Dit is jou gewete. Maar hoekom sê jou gewete dit vir jou? Omdat jy 'n kind van God is. Hoekom? God maak jou gewete skoon as jy sy kind is. Die ongelooflike mense het nie 'n gewete nie. Hulle maak dood en hulle steel om te keer. Hulle het nie 'n gewete nie.
Die kind van die Here het 'n gewete wat skoon gemaak is. En nou kom die Gees en hy sê vir jou gewete, dis nie 'n regte ding om te sê nie, dis nie die regte ding om te doen nie. Stel julle voor, ons moet op Jesus fokus. Stel julle voor, daar kom 'n atleet en hy begin hardloop. En hy sê so eentjie gehardloop gaan staan en hy sê, ek kyk na die paviljoen, hallo ma, pa, hallo my maats, kyk ek hardloop. Dan ewe skielik besef hy moet ook hardloop en dan hardloop hy. 'n Atleet kan nie so hardloop nie. Jy moet fokus op die wenpaal. Jy moet fokus op Jesus wat ons afrigter is. En daar's 'n belangrike rede hoekom ons dit moet doen. Want Jesus is nie ons afrigter alleen nie, hy is ons rolmodel. Julle weet wat 'n rolmodel is, is iemand wat na wie jy opkyk in die lewe. Nou ek gaan vir julle sê hoekom is hy ons rolmodel. Want ons het dit gelees, maar gaan dit nie weer lees nie. Hy is God se superatleet. Hy was God se superatleet. En ek gaan vir julle probeer verduidelik en ek hoop julle gaan dit verstaan. As jy dit nie baie goed verstaan nie, laat julle ouers vir julle 'n bietjie sê. Toe Jesus gebore was as kind, het hy in die wegspringblokke afgesak. Soos 'n atleet wat moet begin hardloop. Toe hy 'n volwasse mens was, het hy volgens die wil van sy Vader gehoorsaam gebly en sy werk gedoen. Die Satan kon hom nie keer met sy versoekings nie. Die Jode kon nie met hulle haat hom keer nie. En met sy laagste lewenskrag het hy daai pylvlak van Golgotha gevat. Hy het gehardloop tot by die kruis. En by die kruis was sy wenpaal. En daar het hy gesê, dis volbring, ek het gewen. Ek het die wedloop voltooi. En toe kry hy ook van God 'n prys. Ons het ook gelees, hy sit nou aan die regterkant van die hemelse Vader. Dit was sy prys gewees. Jesus is inderdaad die kampioen van kampioene, ons rolmodel. Dink net aan sy determinasie, sy volharding en volg hom, fokus op hom, elke dag van julle lewe. Nou wil ek afsluit met 'n laaste gedagte. Hoe maak ons daai lang knieë sterk? Hoe kan ons vir God sterk hardloop? Wel, in 'n gimnasium weet ons oefen atlete en sportmense met apparate. Hulle het mos al daai apparate wat daar staan. Nou in Jesus se gimnasium staan daar ook 'n apparaat. Die apparaat se naam is geloof. Oefen julle elke dag met die apparaat van Jesus se geloof. En julle sal krag ontvang van die Here. Want hy sal julle nie in die steek laat nie, sodat julle eendag, soos Paulus kan sê, ek het die wedloop voltooi. Ek weet, ek gaan 'n lewensprys kry. Daarmee is die preek klaar, maar ek wil so iets tong in die kies sit van 'n Engelse geleerde hieroor geskryf. En hier by hoofstuk 12 sê hy in Engels toe die volgende mooi woorde, en ek wil dit vir julle almal gee, kinders. Hy sê, come guys and girls, run the race and complete the race. Kom ons doen dit, want ons is mos God se atlete. Amen.